Vraag 1, bankversoening en interne beheer op bladsy 273. Hierdie vraag tel 40 punte en dit behoort jou 24 minute besig te hou. Kom ons kyk na die inligting wat verskaf word. Jy word voorsien van die laaste 2 maande se bankversoeningsstate van parkhandelaars. Die eerste een is die bankversoeningsstaat van parkhandelaars op 30 April 2016. Nou op daardie bankversoeningsstaat sien ons die volgende. Daar is 'n debietsaldo volgens die bankstaat. Nou onthou as die bankstaat 'n debietsaldo toon, dan beteken dit die bank sê vir ons rekening is oortrokke volgens hulle boekhoudstelsel, ons skuld vir hulle geld. Die bank sê dus ons skuld vir hulle 26.650. Dan is daar checks wat ons uitgereik het, reeds in die KBJ aangeteken het. Ons het reeds ons bankrekeningssaldo verminder en hierdie checks is nog nie aangebied vir betaling nie. Check nommer 123, hy is gedateer vir 25 November 2015. Die nemer van hierdie check aan wie ons die check uitgereik het dus tyd vir 6 maande, dit wil sê tot 25 Desember, Januarie, Februarie, Maart, April en Mei. Op 25 Mei sal hierdie check verouderd wees indien hy hom nog steeds nie gewissel het nie. Check 335 is eers op 28 Februarie uitgereik, daar is nog lang tyd om hom te wissel. Check 438, gedateer vir 15 April, ook nog 6 maande tyd om hom te wissel. Check 447 op 30 April uitgereik en dan check 448 uitgereik reeds, maar gedateer vir 25 Junie 2016. Hierdie vooruitgedateerde check is reeds in die KBJ aangeteken, maar hy kan nog nie gewissel word nie, daarom as uitstaande op die bankversoeningsstaat. Die bank moet dus nog hierdie uitstaande checks ook in ag neem wat sal maak dat ons bankstaatsaldo meer oortrokke sal raak indien hierdie checks gewissel word. Daar is 'n uitstaande deposito 41.350 wat ons reeds in die kontant ontvangsjoernaal bygetel het wat die bank nog moet bytel. So dit sal maak dat hierdie saldo nie oortrokke is nie indien dit daai 41.350 krediteer. Dan krediteer bedrag foutief gedebiteer. Die bank het 'n fout gemaak. Die bank het ons rekening minder gemaak met R250 wat nie minder gemaak moes word nie, dis 'n fout. Dit kon gewees het, hulle dalk 'n check by ons rekening afgetrek wat iemand anders uitgeskryf het. Hulle dalk 'n aftrekorder as te veel afgetrek, hulle dalk bankkoste te veel bereken. Hoe dit ook al sy, die bank moet daai geld weer terugtel. En as ek hierdie inligting nou in ag neem, kan ek die saldo volgens die bankrekening bereken. En dit kan jy eintlik doen as jy sommer daardie aan die rooi is aan die debietkant skryf en die groen aan die kredietkant. Daar is die debietsaldo volgens die bankstaat. Al die checks bymekaar getel gee vir jou 'n debiettotaal van 35.270. Die krediettotaal is die uitstaande deposito 41.350 en die fout wat reggestel moet word, dit gee dus 41.600. Die kredietkant is dus 6.330 meer as die debietkant, dus sal die bankrekeningssaldo aan die debietkant moet verskyn om die bankversoeningsstaat te laat balanseer. Dus die bankrekening toon 'n batige saldo van 6.330. Die bankversoeningsstaat op 31 Mei die volgende maand word ook vir ons gegee. Aan die einde van Mei toon die bankstaat steeds 'n debiet of oortrokke saldo van R23.270. Hierdie maand is daar net 3 checks wat nog uitstaande is. Check 335 is 'n check wat reeds die vorige maand uitstaande was. Hy was op 28 Februarie 2016 uitgereik. Hy is nog steeds nie gewissel nie, dus word hy nog steeds as uitstaande op die bankversoeningsstaat getoon. Dan is daar 'n nuwe check 448. Hy is gedateer vir 25 Junie 2016. Wanneer dit is daardie check, hy kan nog steeds nie gewissel wees nie, want hierdie check mag eers op 25 Junie 2016, die datum wat op die check verskyn, gewissel word. 'n Nuwe check wat hierdie maand uitgereik is, check 473, gedateer 22 Mei, is klaar in die KBJ, maar nog nie gewissel nie. Dan is daar uitstaande depositos hierdie maand
31.600 in die KOJ bygetel, nog nie deur die bank gekrediteer of bygetel nie, hulle moet dit nog doen. Dus kan ons aanvaar, daardie 41.350 deposito was wel op my se bankstaat en die fout wat hulle die vorige maand gemaak het van R250 is wel reggestel, anders sou dit weer op die nuwe maand se bankversoeningsstaat verskyn het. Check 123 is wel hierdie maand gewissel of hy is dalk nie gewissel nie, maar op 25 Mei is hy verouderd en gekanseleer. Check 438 is gewissel, anders sou hy weer op hierdie bankversoeningsstaat verskyn het. So ook check 447 is gewissel, anders was hy steeds uitstaande. Die kredietsaldo, oortrokke saldo volgens ons bankrekening, is dus R230. Nou dit is waarna ons kyk net uit die inligting. Kom ons kyk wat word gevra. Verwys na die bankversoeningsstate van April en Mei 2016 en beantwoord die volgende vraag. Die eerste vraag: het parkhandelaars volgens April 2016 se bankstaat 'n gunstige banksaldo of 'n oortrokke banksaldo? Gee 'n rede vir jou antwoord. Nou daar staan debietsaldo volgens bankstaat. Jy weet, 'n debietsaldo volgens die bankstaat is sleg vir ons. Die bank sê ons skuld vir hulle geld. Dus volgens die bankstaat is dit 'n oortrokke saldo. Dus ons eerste vraag gaan ons beantwoord deur te sê dit is 'n oortrokke saldo. Hoekom sê ons so? Want op die bankversoeningsstaat staan daar 'n debietsaldo volgens die bankstaat. Dit is dus 'n oortrokke saldo. Hoekom sê ons so? Dit is 'n debietsaldo volgens die bankstaat. En 'n debietsaldo volgens die bankstaat beteken dat dit vir die bank 'n bate is en ons wat parkhandelaars is, skuld dus geld aan die bank. 'n debietsaldo volgens die bankstaat is 'n oortrokke saldo. Ons tweede vraag, 1.2. Bereken die ontbrekende bankrekeningssaldo in die algemene grootboek op 30 April 2016 en dui aan of dit 'n gunstige of 'n ongunstige saldo is. Nou dit het ons ook reeds oor gesels. As ons hierdie bankversoeningsstaat in die vorm skryf, die rooi inskrywings aan die debietkant, die groen inskrywings aan die kredietkant en ons balanseer hierdie twee kante. Die kredietkant 41.600, die debietkant 35.270, dan kort daar 6.330 aan die debietkant. Dit is die bankrekeningssaldo en omdat dit aan die debietkant staan, is dit 'n batige saldo. As ons dit as 'n berekening wou skryf, kon ons sê daar is die debietsaldo volgens die bankstaat, maar al hierdie checks wat nog nie aangebied is vir betaling nie, moet ook aan die debietkant ingeskryf word. Die kredietkant bestaan uit die uitstaande deposito van 41.350 en die fout wat reggestel moet word van 250, dus die bedrag wat kort is 6.330 en dit sal aan die debietkant wees. Daarom is dit 'n batige saldo, 'n debietsaldo volgens die bankrekening. Maak seker dat jy jou berekening wys, die debietsaldo volgens die bankstaat, elkeen van daardie checks wat nog nie aangebied is betaling nie, die krediet van die deposito wat uitstaande is en die fout wat reggestel moet word is 6.330 debietsaldo. Ons derde vraag. Check nommer 123 verskyn nie op Mei 2016 se bankversoeningsstaat nie. Maar hierdie check is ook nie deur die begunstigde gedeponeer nie. Nou dit beteken check 123 wat gedateer is vir 25 November 2015 is nie gedurende Mei 2016 gedeponeer nie. Maar onthou, die nemer van die check het net 6 maande tyd om die check te wissel. Dus 25 November, 6 maande later is 25 Mei. As hy dus die check nie gewissel het nie, sou hierdie check op 25 Mei verouder wees en nie meer gewissel kan word nie. Die vraag vra 1.3.1 verduidelik kortliks wat die probleem met check
123 is. En dit is presies wat ons nou gesê het. Die cheque is gedateer vir 25 November 2015, dus cheque 123 is ouer as 6 maande. Op 25 Mei was hy ouer as 6 maande. Die cheque het dus verjaar en is nou verouderd. En baie belangrik, die cheque kan nie meer gewissel word nie. Belangrik dat jy verstaan, 'n cheque ouer as 6 maande kan nie meer gewissel word nie. Verder word daar vir jou gevra 1.3.2, watter inskrywing sal die boekhouer gedurende Mei 2016 ten opsigte van cheque nommer 123 moet maak? Nou onthou, toe hierdie cheque uitgereik is op 25 November, is hy in die kontant betalingsjoernaal ingeskryf en die bankrekening is minder gemaak. Om hierdie cheque nou te kanselleer in Mei, moet 'n kontra-inskrywing in die kontant ontvangste joernaal gemaak word en die bankrekening word dus weer vermeerder. Dus watter inskrywing moet die boekhouer maak? Die inskrywing is van verouderde cheque. Om dit te kanselleer beteken die verouderde cheque moet gekanselleer word. Dis baie belangrik. Hoe doen ons dit? Deur 'n kontra-inskrywing, 'n teenoorgestelde inskrywing, belangrik, in die kontant ontvangste joernaal te maak. Die bank word dus weer meer gemaak. Indien hierdie persoon later kom en hy vra vir 'n nuwe cheque, dan sal ons in die KBJ weer vir hom 'n nuwe cheque uitskryf. Die volgende vraag, 1.4. Watter van die cheques wat as uitstaande op April 2016 se bankversoeningsstaat gewys word, verskyn wel op Mei se bankstaat? Dit wil sê, watter van daai cheques is toe wel gewissel? Nou sien daar, cheque 335 was uitstaande en hy's nog steeds uitstaande, so hy's nie gewissel nie. Cheque 438 was verlede maand uitstaande, hy's nie meer uitstaande nie, hy is dus gewissel en sal op die bankstaat verskyn. Cheque 447 was verlede maand April uitstaande, hy's ook nie op Mei se bankversoeningsstaat nie, dus cheque 447 is ook gewissel. Cheque 448 was uitstaande want hy's vooruitgedateer en hy's nog steeds uitstaande. Dus cheque 438 en 447 is gewissel, anders sou dit weer op Mei se bankversoeningsstaat verskyn het. Watter cheques wat uitstaande was, verskyn wel op die bankstaat en daar is dit die 2 cheques wat op April se bankversoeningsstaat verskyn het en nie weer op Mei is nie, is cheque 438 en cheque 447, anders sou dit weer op die bankversoeningsstaat vir Mei verskyn het. Vraag 1.5. Op die bankversoeningsstaat van April verskyn die item krediteerbedrag foutief gedebiteer R250. Die eerste vraag, is hierdie fout gedurende Mei deur die bank reggestel? Gee 'n rede. Nou onthou, 'n bankversoeningsstaat word juis opgestel om onsself te herinner om te gaan kyk of die bank wel die fout reggestel het. As die bank nie die fout regstel nie, dan moet jy dadelik die bank bel en jy toon dit dan weer op die volgende maand se bankversoeningsstaat. Die feit dat hierdie fout, krediteerbedrag foutief gedebiteer van R250, nie weer op Mei se bankversoeningsstaat verskyn nie, beteken ja, die fout is reggestel. En daar sien jy, ja, indien die fout nie reggestel was nie, sou dit weer op Mei se bankversoeningsstaat moes verskyn. So is die fout reggestel? Ja. Hoekom sê ons so? Indien dit nie reggestel was nie, sou dit weer op Mei se bankversoeningsstaat moes verskyn. Verder word daar ook vir jou gevra by hierdie fout wat gemaak is. 1.5.2, gee 'n voorbeeld van die soort fout wat die bank kon gemaak het. Nou onthou, ons het gesê, die regstelling van die fout is om ons rekening weer meer te maak, te krediteer.
So die bank het ons rekening foutiewelik minder gemaak. Dit kan wees as gevolg van checks wat by ons rekening afgetrek is, wat ons nie uitgeskryf het nie, bankkoste wat te veel gehef is, enige aftrekking wat plaasgevind het, wat nie ons sin was nie. Dus, 'n voorbeeld van die soort fout wat gemaak is, ek moet uit jou antwoord kan sien, jy weet, die bank het verkeerdelik ons rekening minder gemaak. Dus, die bank het dalk ons rekening verminder met 'n cheque deur iemand anders uitgeskryf. Of 'n aftrekorder of debietorder is miskien foutiewelik afgetrek. Ons rekening is dalk verkeerdelik deur die bank minder gemaak. Daar's te veel bankkoste afgetrek of 'n aftrekking wat nie by ons gemaak moes word nie, is daar gemaak. Jou antwoord moet wys, omdat die vraag sê, krediteer bedrag foutief gedebiteer, moet jou antwoord wys, ons rekening is verkeerdelik verminder. As jy fout gesê het, debiteer bedrag foutief gekrediteer, dan was dit andersom, dan het die bank foutiewelik ons rekening meer gemaak, en hulle moes dit weer minder maak. Die volgende vraag, 1.6. Verduidelik waarom cheque 335 en cheque 448 op beide April en Mei se bankversoeningsstate verskyn. Gee verskillende redes vir elke cheque. Nou as ons kyk na cheque 335. Cheque 335 is gedateer 28 Februarie 2016, dus die persoon aan wie ons die cheque uitgeskryf het, kon hom al gaan wissel het. So cheque 335 kon gewissel gewees het, hy is bloot net nog nie gewissel nie. Maar cheque 448 is vooruit gedateer vir 25 Junie. Hy sal eers op 25 Junie gewissel kan word. Dus, dis 'n vooruit gedateerde cheque wat nog nie gewissel kon word nie. As ons dus kyk na cheque 335, gedateer 28 Februarie 2016, dan gaan ons sê, hierdie cheque is bloot nog nie deur die nemer gewissel nie. Hy kan nog tot 28 Augustus 2016 tyd neem om dit te wissel. Onthou die datum was 28 Februarie 2016, dus hierdie cheque is bloot nog nie deur die nemer gewissel nie, en hy het nog tyd tot 28 Augustus 2016 om hierdie cheque te wissel voordat dit verouderd is. Maar cheque 448 is vooruit gedateer. Hierdie cheque is vooruit gedateer, so hy kon nog nie gewissel word nie. Die cheque is vooruit gedateer en mag eers op 25 Junie 2016 by die bank vir betaling aangebied word of gewissel word. Van daar af sal hy nog 6 maande hê voordat hierdie cheque verouderd is. Die tweede deel van ons vraag gaan oor probleemoplossing. Probleemoplossing 1.7. As die interne ouditeur van parkhandelaars, sien jy dat beide April en Mei se bankversoeningsstate groot uitstaande depositos aandui. Met jou ondersoek as interne ouditeur is bevind dat die meeste van hierdie bedrae deur die kassier ontvang is voor die datum van die bankstaat, so daar was tyd om dit te gaan bank. 1.7.1. Wat vermoed jy doen die kassier onwettiglik wat veroorsaak dat die depositos uitstaande is? Daar was in April 41.350 uitstaande, reeds in die KWE geskryf, nog nie gebank nie. Daar was in Mei 31.600 uitstaande, reeds in die KWE, maar nog nie gebank nie. Nou die typiese probleem hier is die mooi Afrikaanse woord oorrol van kontant, of in Engels staan bekend as rolling of cash. Dit beteken die kassier neem eers die geld vir haarself om te gebruik met die doel om aan die einde van die maand, wanneer sy haar salaris ontvang, dit terug te plaas en in die bank te deponeer. Dus in jou antwoord moet jy verwys na oorrol van kontant, of in Engels the rolling of cash. En wat beteken hierdie woord rolling of cash, wat 'n algemene praktyk is? Rolling of cash
of oorrol van kontant. Wat beteken dit? Die kassier verlaag die deposito's en neem die bedrag geld gedurende die maand vir eie gebruik. Dis nie dat sy dit wil steel nie, sy wil dit aan die einde van die maand as sy haar salaris kry terugsit, maar dit mag nie gebeur nie. Die geld word dan aan die einde van die maand teruggeplaas sodra sy haar salaris ontvang. Onthou, dit mag glad nie gebeur nie. Dalk gebeur dit dat sy in die maand sukkel om dit terug te plaas. En onthou, as jy eers een keer geld begin neem, dan wil jy elke keer meer neem en dalk is jou salaris nie genoeg nie om dit terug te betaal. Die tweede laaste vraag, 1.7.2. Noem enige 3 interne beheermaatreëls wat in werking gestel kan word om soortgelyke probleme te voorkom. Nou, interne beheermaatreëls, wat kan ons doen om hierdie rolling of cash te voorkom? Deposito's moet daagliks gemaak word. As daai inskrywing in die kontant ontvangsjoernaal gedoen is, moet dit dadelik gebank word. Dan baie belangrik is altyd die skeiding van pligte sodat werknemers mekaar kontroleer. Skeiding van pligte. Die kassier moet nie die geld ontvang en die depositoboek voltooi en self die geld gaan bank nie. Sy kan die geld dan rol of dan nou gebruik vir haar eie doeleindes en die einde van die maand eers terugsit. Volgende, die interne ouditeur moet die metode van deponering nagaan. Die interne ouditeur moet die kassier se metode van deponering van kontant nagaan. 'n Laaste aspek wat jy kan noem is senior bestuurslid. Dis altyd 'n goeie ding. 'n Senior bestuurslid moet gelde ontvang en dit dan eers aan die kassier gee om dit te boekstaaf. Dan is hierdie senior bestuurslid bewus van alle geld wat ontvang is en wat gebank of gedeponeer moet word in die bank. Ons laaste vraag, noem 2 stappe wat teen die kassier geneem kan word indien jou vermoedens rakende die onwettige bedrywighede bevestig sou word. As ons dus agterkom dat sy werklik hierdie rolling of cash of oorrol van kontant doen, watse stappe kan ons neem? Pas op, jy kan nooit in jou antwoord direk sê, dank haar af nie. Die werknemer moet altyd geleentheid kry om haar saak te stel. Dus, ja, jy kan vir haar 'n waarskuwingsbrief gee. 'n Waarskuwingsbrief moet aan haar gegee word. Volgende, 'n tugverhoor waar dissiplinêre stappe aan haar verduidelik word, kan gehou word en sy moet natuurlik te kans kry om haar saak op daar te stel. Dus 'n tugverhoor waar dissiplinêre stappe verduidelik word en waar die kassier selfs regsverteenwoordiging mag hê om haar saak te stel, moet gehou word. Verder, indien 'n ondersoek haar skuldig bevind, indien ons die ondersoek loods en sy word skuldig bevind, dan kan 'n kriminele klag by die polisie gelê word. Sy is besig om met ons geld te speel, 'n kriminele klag kan gelê word. En dan natuurlik, indien sy reeds 'n waarskuwingsbrief ontvang het, reeds 'n tugverhoor gehad het, eers dan kan jy haar ontslaan of afdank, maar dit is die laaste uitweg. Sy kan ontslaan word eers indien sy reeds vroeër al 'n waarskuwingsbrief ontvang het en daar reeds 'n tugverhoor gehou is. 'n baie belangrike vraag oor bankversoening, berekeninge van bankversoening, die bankrekening se saldo, checks wat verouderd is, hoe dit gehanteer word om 'n verouderde check te kanselleer, 'n kontranskrywing in kontant ontvangsjoernaal, checks wat 'n vorige maand uitstaande was, wel gewissel is, foute wat reggestel is, redes vir foute wat gemaak is, checks wat nog nie gewissel is nie, het ons al gekyk, en dan baie belangrik, by interne beheer, die rolling of cash, 'n kassier wat geld ontvang, dit eers terughou, eers aan die einde van die maand dit terugsit, as sy haar salaris ontvang, watter beheermaatreëls kan hiermee help, en watter tugstappe kan geneem word. Uitstekende vraag, maak seker dat jy nou enige vraag
oor bankversoening kan beantwoord.